Hallo almal, ek is Stefanie en ons gaan vandag 'n lekker Paasfeeskraft maak. Hierdie kraft gaan ons bietjie herinner aan wat met Jesus gebeur het oor Paasnaweek nadat hy gekruisig is. Vir hierdie kraft het jy 'n paar dingetjies nodig. Die eerste is 'n polystyreen of 'n karton of 'n papierkoppie. Dit is veronderstel om Jesus se graf voor te stel. Die volgende is 'n doodgewone papierbord of 'n lekker stuk harde karton. Jy gaan ook 'n kersie nodig hê. Dit gaan Jesus se liggaam voorstel en 'n lighter waarmee ons nou die kersie gaan aansteek. Jy gaan ook gom, 'n opgevrommelde papier om die klip wat voor Jesus se graf was voor te stel en een enkele blokkie toiletpapier. Die eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan gom aan die kant van ons polystyreen koppie smeer en dit op ons papierbord vasplak. Hierdie is 'n goeie voorstelling van hoe die grafte in Jesus se tyd gelyk het. Hulle het nie gate in die grond of nissies gehad soos wat ons vandag het nie. Hulle grafte was meer soos 'n tipe van 'n grot of 'n gebouetjie waarin hulle iemand se liggaam neergesit het. Hierdie grafte was ook in mooi tuine gewees. So as jy wil, kan jy die res van hierdie papierbord met gom smeer en 'n bietjie gras of blommetjies of sand. As jy by die see is, kan jy lekker seesand en skulpies gebruik. Maar jy kan hom lekker versier net soos wat jy wil, sodat dit soos 'n mooi tuin kan lyk. Die volgende ding wat ons gaan doen, en hierdie is ekstra spesiaal as jy dit saam op Goeie Vrydag doen. Jy gaan die kersie vat wat Jesus se liggaam voorstel. En jy gaan hom aansteek. Die feit dat hierdie kersie brand en nog aangesteek is, stel voor dat Jesus nog leef. Op Goeie Vrydag is Jesus gekruisig en hy het sy laaste asem uitgeblaas. Ons gaan nou hierdie kersie uitblaas om voor te stel dat Jesus op Goeie Vrydag dood is. Nadat Jesus dood is, het 'n paar vroue, waarvan Maria ook deel was, olie aan Jesus se liggaam gaan smeer. Dit is waarvoor ons die parfuum of die lekker ryk olie nodig het. Ons gaan dit op die kersie spuit, om voor te stel dat Jesus se liggaam in lekker ryk olie gesmeer is. Die volgende ding wat ons gaan doen, is ons gaan 'n stukkie toiletpapier nader trek. Hiermee gaan jy die kersie toedraai. Dit stel voor dat Jesus se liggaam in lappe toegedraai is, voordat hy in die graf neergesit is. Dit gaan ietsie soos die lyk. Ons gaan dan ons Jesus wat toegedraai is in papier, gaan ons in die graf neersit. Jy gaan nou jou klip nader trek en so voor die graf se deur gaan neersit. Die idee is nou dat hierdie net so bly tot Sondagoggend toe. Want net soos wat Jesus vir 3 dae in die graf gelê het, gaan ons kersie wat nou toegedraai is in toiletpapier ook in sy graf wil lê tot Sondag toe. Wanneer Sondag kom en ons Paasfees vier en ons vier dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, gaan ek vra dat jy as 'n teken hiervan die klip wat jy voor die graf gesit het, sal wegvat. Jesus sal uithaal, die doekie van hom af sal haal en terug sal sit in die graf. En laaste, dat jy die kersie weer sal aansteek. Hierdie is 'n teken dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Maar dit het nie daar gestop nie. Jesus leef nog steeds vandag. En hy kan leef in jou hart. Al wat jy hoef te doen, is om te glo en om weer in jou hart in te nooi. Mag hierdie eenvoudige kraft 'n teken wees en iets tasbaar wees vir jou, om te beleef wat oor Paasnaweek gebeur het. Geseënde Paasfees vir julle.